Goeiedag en welkom by Vandag se Poppen. Ek onthou in een van my teologieklasse het 'n professor ons eendag uitgedaag op 'n manier wat ek nooit sal vergeet nie. Hy het ons gevra dat ons hom van ons geloof moet oortuig, maar sonder om enigsins na die Bybel toe te verwys. As ek reg onthou, ek dink ons was 3de of 4de jaar gewees, maar ons was 'n klomp teologie studente, so ons hele wêreld het gegaan om die Bybel. Ons het dit gelees en daagliks bestudeer en aangehaal en oorgeredeneer. En nou moes ons skielik die Bybel op sy sit. Ons almal was doodstil geweest en ek wens iemand het daai klas afgeneem, want dit was amazing om te sien hoe vinnig het ons almal daar gesit met 'n mond vol tande. En toe begin die klas een vir een, maar hoe meer studente dit probeer waag het, hoe groter het ons bewuswording geword van ons eie onbevoegdheid om in hierdie taak te slaag. En natuurlik het die professor homself gate uitgeniet. Uiteindelik het ons net vir onsself en vir mekaar begin lag. Maar dit was daai tipe ongemaklike lag as jy besef dat jy is uit jou diepte. Nou, ek sal vir ewig daardie dag onthou, toe ek besef dat die Bybel is nie die middelpunt van ons geloof nie. Dis 'n boek. En jou geloof of jou oortuiging kan nie alleenlik afhang van 'n boek nie. Veral nie 'n boek wat jy nog nooit ten volle deurgelees het of heeltemal verstaan. Die boek is nie die lig nie. Dis nie die boek wat die antieke wêreld omgekeer het of beïnvloed het of verander het tot die wêreld wat ons vandag ken nie, maar dit is wat in die boek is. Dis waaroor die boek gaan, dis oor wie dit gaan. Jesus is die lig. Die Bybel is slegs die venster waardeur ons hom kan sien, maar as jy die venster toemaak, is die lig nog steeds daar. Dink byvoorbeeld aan Paulus se konfrontasie met Jesus. Daar was nog nie 'n Nuwe Testament gewees nie. Die Nuwe Testament was besig om plaas te vind. En tog het hy 'n ontmoeting gehad met die lig. 'n Ontmoeting wat sou maak dat Paulus uiteindelik 'n groot gedeelte van ons boek vir ons skryf. As gelowiges is ons baie kere vinnig om na die Bybel toe te verwys vir antwoorde of om die Bybel aan te haal om iemand te oordeel wat anders sondig is wat jy doen. En dis reg wanneer dit reg gedoen word, maar want die Bybel is tog ons riglyn, veral oor morele kwessies, maar die Bybel is nie net veronderstel om aangehaal en gelees te word nie. Dis veronderstel om geleef te word in 'n verhouding met die een waaroor die Bybel gaan. Moet my nie vertel van die woord of van die dade van die vroeë gelowiges nie, maar wys dit vir my in jou lewe. Ek wonder dikwels as 'n predikant hoe vinnig ek mense kan help met die Bybel. As mense kom met vrae oor sonde, of is dit oukei vir 'n Christen om, of wat sê die Bybel oor? Maar sien mense ook Christus in my lewe, in hoe ek reageer wanneer ek kwaad is, en hoe ek liefhet, en hoe ek vergewe en hoop. Sien, die fariseërs en die skrifgeleerders, die kerkmense van daai tyd, hulle was ook baie lief vir daardie woorde om te sê, daar staan geskrywe in die wet, of maar die wet sê, in vandag se terme, sou dit seker so klink, die Bybel sê. Maar besef gou vinnig, hulle het die Bybel aangehaal vir Jesus. Hulle het vir God probeer herinner wat sê sy eie woord. En in een so 'n geval, in Johannes 5, antwoord Jesus die skrifkenners en hy sê, julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin gaan kry. En dit is juist die skrif wat van my oortuig. Tog wil julle nie na my toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. Julle mis die punt. Dit gaan oor my. Vergeet net gou vinnig van die skrif en fokus op my. Hier is ek. Kom na my toe. Sien, voor die Nuwe Testament neergepen is, was die vroeë gelowiges reeds besig om die wêreld te verander. Paulus, Petrus, Maria, Stefanus, hulle het nie gewag vir 'n boek om aan te haal of na toe te verwys nie. Hulle het die evangelie geleef. En dit het mense aangeraak. En nou, eeue later, lees ons oor hoe hulle geloof uitgeleef het in die Nuwe Testament. Dis dalk wat Paulus in gedagte gehad het met sy woorde in 2 Korintiërs 3, waar hy skryf, julle is ons brief, geskryf in ons harte, gelees en verstaan deur alle mense. Julle is duidelik 'n brief van Christus wat deur ons diens opgestel is, geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus, nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie, nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedieners van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees.
Want die letter maak dood, maar die gees maak lewe. Sien, jy kan die hele Bybel woord vir woord ken en tog leweloos wees. Onthou, ongelowiges ken ook groot gedeeltes van die Bybel. Ons moet geesgevulde mense wees, wat al ken ons nie elke vers nie, en al maak ons foute, weerspieël ons die liefde van Jesus Christus in alles wat ons doen. Asseblief hoor my reg, ek sê nie die Bybel is nie van kardinale belang nie, dit is, maar dit is 'n kaart, dis 'n map, dis 'n baie komplekse rigtingwyser. Dis nie die bestemming nie, dis nie die middelpunt van ons geloof nie. Christus is die middelpunt. Die Bybel wys vir ons hoe om by hom uit te kom. Dis 'n kaart, 'n goeie kaart, 'n nuttige rigtingwyser, maar jy bely nie 'n kaart nie. Mense lê nie hulle lewens af vir 'n kaart nie. Jy stap op die pad wat dit jou wys. En die pad is Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Die Bybel op sy eie is 'n boek. 'n Boek wat nie almal van ons gaan lees nie, en selfs die wat dit gaan lees, gaan dit nie noodwendig deurlees nie, en die wat dit gaan deurlees, gaan nie eers noodwendig alles verstaan wat daar binne gebeur nie. Nie almal gaan Paulus se briewe bestudeer nie, maar hulle kyk na jou, hulle kyk na jou lewe, hulle kyk na my lewe, hulle kyk na die kerk, en die realiteit is, jy is dalk die enigste Bybel wat baie mense ooit sal lees. Hulle kyk na jou reaksie wanneer jy kwaad is. Hulle kyk na hoe jy liefhet, hoe jy vergewe, hoe jy hoop behou, selfs deur moeilike tye. En dalk, net dalk, begin hulle deur jou nuwe storie te lees, die storie van genade van Jesus, van God, net so 'n bietjie beter te verstaan. So, kom ons leef as kinders van die Here, as mede-erfgename, en nie net as gevangenes van die wet nie. Iets amazings om te besef, toe Paulus vir die Korintiërs skryf dat julle is lewende briewe, was dit letterlik. Ons lees dit. Die vroeë gelowiges se uitleef en verkondiging van die evangelie het fisies die Bybel geword wat ons vandag lees. So, kom ons leef daaruit. Kom ons lees nie net van die great dade en die geloof van die vroeë disippels nie, maar kom ons leef dit ook. Kom ons leef as dit wat ons reeds is. Sout vir die aarde, lig vir die wêreld, kinders van die Allerhoogste. Ons is lewende briewe van hoe sy genade en sy liefde lyk, en ook wat dit kan doen. Jy is 'n lewende brief, so leef dit sodat ander mense dit ook in jou kan lees. Amen. Kom ons sluit ons oor. Here, U het vandag weer met ons gepraat, nie net deur die skrif nie, maar deur die Gees. Ons het geluister en nou wil ons leef. Maak ons lewens oop briewe wat van U getuig. Laat mense in ons dade, ons woorde, ons houding en ons liefde iets van U raak lees. Help ons om Christus te verkondig, nie net met ons stemme nie, maar met lewens wat lig bring waar daar duisternis is. Mag U Gees ons dra, vorm en lei, sodat ons nie net oor U praat nie, maar ook U wys in alles wat ons doen, oral waar U ons heen stuur. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by die Pop-in. Indien dit vir jou moontlik is, of die Here plaas dit op jou hart om 'n bydrae te maak tot hierdie bediening, daar sal 'n link ergens verskyn, kan dit daarso volg, dan kan jy ook so 'n bydrae maak. Maar baie dankie dat jy ingeskakel het en ons sien mekaar gou weer.